Goeienaand en baie welkom. Ons gooi nuus om 7 en dit is die 17de Junie. Ek hoop dat dit met almal baie goed gaan. Nou, ons is besig met 'n reeks uit rigters en vanaand is ons dan by die baie bekende rigter Gideon. Maar voordat ons bietjie saam daaroor dink, kom ons bid net saam. Ons getroue Hemelse God en Vader, hoe heerlik om U te mag aanroep, wetend dat U die een is wat ons elkeen in die Vaderhande lei, wat ons vashou, wat ons dra, wat ons seën. Dankie dat ons ook vanaand oor Gideon kan saamdink, Here, en dat dit op die einde van die dag nie oor hom gaan nie, maar oor U, wat ook gewone mense as U werktuie gebruik. En daarom, o Here, mag U ook in vanaand se oordenking ons elkeen ook net weer na U toe terugroep, dat ons nie sal stilstaan by wie wat ons is nie, maar oor die wonderlike en die heerlike van ons Here Jesus Christus. Ons gebed is, Here, dat U ons deur U Gees nou mag lei, en ons bid dit om Christus ontwil. Amen. Nou goed, Rigters 6 tot en met 8, so is nou 'n lang gedeelte gaan oor die hele gedeelte van Gideon, en ongelukkig gaan ons dit dan nie alles kan saam lees nie, en daarom gaan ons so 'n bietjie saam deur die verhaal werk. Nou goed, as mens bietjie tyd het, kan jy gerus Rigters 6 tot en met 8 ook gaan lees op jou eie. Nou, die verhaal van Gideon begin, soos baie van die ander verhale in die boek Rigters, met daai bekende hartseer woorde, en Israel, die volk, het gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here. En hierdie keer gee die Here hulle dan oor in die hande van die Midianiete. En vir 7 jaar lank word Israel onderdruk. Die Midianiete kom so sprinkane oor die land, en hulle steel die oeste, hulle vernietig die kosvoorrade, hulle vat die vee, hulle los eintlik vir Israel verarm en bang agter. En die volk van die Here gaan kruip dan weg in die klowe, in die grotte, in die vestings. So is iets van 'n treurige prentjie wat vir ons geskets word. God se volk, geroep om in die beloofde land te woon, leef soos vlugtelinge in hulle eie land. Hulle is bang, hulle is arm, hulle is magteloos. En dan, soos telkens in Rigters, roep hulle tot die Here. Maar hierdie keer gebeur iets interessant. Voordat God vir Gideon roep as 'n rigter, stuur hy eers 'n profeet. En die profeet herinner Israel aan die Here as die een wat vir hulle die redding gegee het uit Egipte uit. Nee, as God wat as ware vir hulle sê, ek het julle uit slawerny verlos, ek het julle vyande voor julle uitverdryf, ek het vir julle gesê, moenie die gode van hierdie land aanbid nie, maar julle het nie na my geluister nie. En dis belangrik om dit te onthou, want Israel se probleem is eintlik ten diepste nie die Midianiete nie. Hulle diepste probleem is hulle ongehoorsaamheid, hulle vergeetachtigheid. Hulle het die Here vergeet. Hulle het die ander gode begin dien. Hulle het die genade van die Here verruil vir afgode wat nie kan red nie. En dan ontmoet ons vir Gideon. Gideon is nie op 'n slagveld wanneer ons hom die eerste keer sien nie. Hy is nie besig om 'n leer aan te voer nie. Hy is nie besig om dapper teen Midian te veg nie. Hy is besig om koring uit te slaan in 'n parskuip. Nou, hoekom in 'n parskuip? Dis sodat die Midianiete hom nie kan sien nie. Gewoonlik sal mens koring uitslaan op 'n dorsvloer waar die wind die kaf kan wegwaai. Maar Gideon doen dit weggesteek, want 'n parskuip was altyd bietjie in die grond ingegrawe. Hy slaan daar dit uit. En dit sê vir ons iets van die tyd waarin hy geleef het. Dit sê vir ons ook iets van Gideon self. Hy is versigtig, hy kruip weg, hy probeer ook maar net oorleef. En dan verskyn 'n engel van die Here aan hom en sê vir hom, die Here is met jou, dapper held. En dit klink amper ironies, want Gideon voel nie soos 'n dapper held nie. Hy lyk ook nie soos een nie. Hy kruip weg om die koring te beskerm. En tog, as die Here met hom praat, dan spreek die Here hom aan volgens dit wat God hom gaan maak, en nie volgens dit wat Gideon op daardie stadium van homself dink nie. En dan antwoord Gideon eintlik die woorde van die engel met 'n baie opregte en eenvoudige vraag. Hy sê, as die Here met ons is, waarom het al hierdie dinge oor ons gekom? Waar is al die wonders waarvan ons vaders ons van vertel het? En dis die taal van iemand wat sukkel om die Here se goedheid en sy eie omstandighede bymekaar uit te bring. Hy het die stories gehoor, die uittog van Egipte, die groot reddingsdade van die Here. Maar as hy om hom kyk, dan sien hy vir Midian, en hy sien die armoede, en hy sien die vrees en die vernedering. Ek en jy ken daai gevoel, nie waar nie. Want ons sing ook baie oor die Here se goedheid. Ons lees in die Bybel van sy mag.
Maar dan kyk ons na ons eie lewe en dan vra ons ook, Here, maar waar is U nie? As U met my is, soos wat U beloof, hoekom lyk die dinge so? Nou, interessant genoeg antwoord die Here vir Gideon nie met 'n lang verduideliking nie, hy gee vir hom 'n roeping. Hy gaan en verlos Israel uit die hand van Midian. En dan vra die Here so 'n bietjie die vraag, het ek jou nie gestuur nie? Maar Gideon sien net sy eie swakheid en hy sê, ag Here, waarmee sal ek Israel verlos? My familie is die geringste in Manasse en ek is die jongste in my familie. Nou daai is 'n bekende patroon in die Bybel nie. Moses sê hy kan nie praat nie, Jeremia sê hy is te jonk, Gideon sê hy is te klein en onbelangrik. Maar die Here se antwoord is, moenie bekommerd wees nie, of die Here se antwoord is nie, moenie bekommerd wees nie, Gideon. Die Here sê ook nie vir Gideon, jong, jy is eintlik sterker as wat jy dink nie. Die Here se antwoord op sy eie vrese, op sy eie gevoel van onbekwaamheid is, ek sal met jou wees. Baie eenvoudig. Rigters 6 vers 16, ek sal met jou wees. En dit is die kern, dat Gideon se hoop lê nie in Gideon nie. Israel se redding lê nie in Gideon se persoonlikheid, sy dapper of sy militêre vermoë nie. Dit lê in die feit dat die Here met hom is. En voordat Gideon dan teen die Midianiete gaan veg, dan moet hy eers by sy eie huis begin. Die Here sê hy moet sy pa se altaar vir Baal gaan afbreek, hy moet die Asherah-paal gaan afkap, en dit is betekenisvol. Israel wil verlos word van Midian, maar die Here wys, hulle moet eers hulle eie afgode breek. En daarin leer ons iets nie, want ons wil dikwels sê die Here moet ons uit ons probleme red, maar ons wil nie hy moet in ons afgode raak nie. Of ons wil hy moet ons omstandighede verander, maar ons wil nie altyd hê dat hy ons harte moet verander nie. En tog is dit eintlik waarin ons eintlike verlossing lê, nee, by die afbreek van ons valse vertroue op dinge. En Gideon doen dit, maar hy gaan doen dit in die nag. Waarskynlik ook maar bang vir die mense en sy familie. En dan weer eens sien ons, hy is nie 'n superheld nie. Hy is gehoorsaam, ja, maar hy is nog bang. Hy gaan vorentoe, maar met bewende knieë. En nog steeds gebruik die Here hom. En wanneer die mense die volgende oggend sien dat Baal se altaar afgebreek is, dan wil hulle vir Gideon doodmaak. Maar sy pa Joas sê, wil julle vir Baal stry? As hy 'n god is, laat hy vir homself stry. Dit is amper iets van 'n komiese gedeelte, want as Baal werklik God is, behoort hy homself te kan verdedig, maar hy kan nie. Nee, want 'n afgod is magteloos. En dan kom die konflik kom nou nader. Midian, Amalek en die mense van die ooste trek saam teen Israel op. En die gees van die Here kom oor Gideon, hy blaas die bassein en die mense begin by hom aansluit. Maar Gideon vra tekens. Hy vra die wol nat moet wees en die grond droog. En dan vra hy weer dat die wol droog moet wees en die grond nat. Ag, en partykeer mense so 'n bietjie hard op Gideon omdat hy tekens vra. Maar weet, die Here het gepraat, dit is so, en die Here het gesê, en die Here het beloof, dit is so. Maar dit wys ook iets van die Here se geduld met Gideon. Hy skryf nie Gideon af omdat Gideon hierdie dinge vra of omdat Gideon maar bewerig is nie. Nee, die Here kom hom hierin tegemoet. En dis vir ons 'n troos dat God is nie afhanklik van my volmaakte geloof om sy werk deur my te doen nie. Die Here gebruik mense met hulle vrees en hulle twyfel en hulle vra. Hy versterk die swak geloof. Die Here dra ook sy kinders wanneer ons sukkel om hom te vertrou. En dan kom Rigters 7 en dit is seker een van die bekendste hoofstukke in die hele verhaal van Gideon. Gideon het 'n leer van 32.000 man teenoor die Midianiete wat so sprinkane in menigte is dit maar min. Maar die Here sê vir Gideon, die manskappe is te veel. Klink vreemd, nee, te veel. Hoe sal mens te veel manskappe in 'n oorlog hê? Maar die Here sê, anders gaan Israel hom teen my beroem en sê, ek het myself deur my eie hand verlos. So die Here verminder die leer. Eers gaan almal wat bang is huis toe. 22.000 vertrek. Net 10.000 bly oor. En dan verminder die Here die leer nog verder deur die manier wat hulle water drink en dit uiteindelik bly net 300 man oor. Nou, dit is eintlik fisies menslik onmoontlik en dis presies die punt. Nee, God maak die leer so klein dat niemand later kan sê ons het onsself gered nie. Die oorwinning moet baie duidelik aan die Here behoort. En daardie nag gee die Here vir Gideon nog 'n genadige versterking. Hy sê vir hom om af te gaan na die kamp van Midian en daar hoor Gideon 'n Midianitiese man wat 'n droom vertel. En die uitleg is dat
dat God Midian in Gideon se hand gegee het. En wanneer Gideon dit hoor, dan aanbid hy. Let op, nee, voordat Gideon gaan veg, aanbid hy. Want moed, nee, ware geloofsmoed groei vanuit aanbidding. En wanneer hy sien en homself herinner aan wie God is, dan kan hy die vyand in die gesig staar. Dan verdeel hy hierdie 300 nou in 3 groepe. Hulle het basyne en kruike en fakkels. Nie die wapens wat 'n mens sou verwag teen 'n groot leer nie. Op Gideon se teken breek hulle die kruike, hulle hou die fakkels omhoog, hulle blaas die basyne en hulle roep vir God en vir Gideon. Interessant genoeg. Die Here bring verwarring in die Midianitiese kamp en hulle draai te mekaar en die vyand vlug en is ons redding kom nie deur militêre mag nie, maar deur hierdie goddelike wonderwerk. En dis een van die groot boodskappe van Gideon, dat God red deur swakheid, sodat die eer aan hom kan behoort. Gideon se verhaal eindig nie eintlik baie mooi nie. In Rigters 8 sien ons iets van die gebrokenheid van die rigters. Gideon tree op teen die vyande, maar daar's ook harde en ongemaklike dele in sy optrede. Later vra hy goud uit die buit uit en hy maak 'n efod daarin. En die teks sê dat Israel agter hierdie efod aan, dat hulle dit begin aanbid en dit word vir Gideon en vir sy huis word dit 'n stryk. En is hartseer, nee, dat die man wat begin het deur Baal se altaar af te breek, eindig met iets wat ons iets van 'n geestelike afwyking. Gideon weier om koning te wees en hy sê mooi, die Here sal oor julle regeer, maar tog begin sy lewe baie koninklik lyk. Hy het baie vroue, baie kinders en 'n seun met die naam van Abimelech wat beteken my vader is koning. En so wys vir die verhaal vir ons dat Gideon is 'n rigter, hy is 'n redder, maar hy is 'n gebroke redder. Hy is deur God gebruik, maar hy is nie die verlosser nie. Hy bring rus vir Israel vir 40 jaar, maar hy op die einde van die dag kan nie die volk se harte verander nie. Hy kan Midian verslaan, maar hy kan nie die sonde uit die volk uithaal nie. En juist daarom trek Gideon se verhaal ons oë vorentoe. Dat as ons die verhaal van menslike swakheid lees, dan roep ons harte uit na iemand wat regtig die hele verhaal, die hele prentjie kan voltooi, en dis Christus. Gideon wys vir ons dat die volk hoor dat God hoor as die volk roep. Maar Jesus wys vir ons hoe diep God se redding gaan. Israel het geroep onder Midian. Ons grootste roep is onder die roep van hierdie gebrokenheid en die mag van sonde in ons lewe. Ons het nie iemand net nodig wat ons omstandighede verander nie. Ons het iemand nodig wat ons skuld kan dra, wat ons harte van klip kan kom verwyder en harte van vlees kan gee, wat ons met God sal kom versoen. So Gideon kom as 'n bang man in 'n parskyp. Christus kom as 'n nederige kind in 'n krib. Gideon oorwin wel met 300 manne, sodat niemand kan roem nie. En Christus gaan oorwin alleen deur die kruis, sodat niemand kan sê ek het myself gered nie. Gideon se oorwinning kom deur swakheid en in Jesus sien ons die grootste swakheid in menslike oë, nie die seun van God wat ly en wat sterf. Wat se tipe God sal dit doen? En dis juist daarin waar die Here sy grootste krag openbaar. Die kruis lyk soos 'n nederlaag, maar is oorwinning. Dit lyk so swakheid, maar is die wysheid van God. En daar word ons grootste vyand verslaan, sonde, oordeel, die mag van die bose. En anders as Gideon, is Jesus nie 'n gebroke redder nie. Hy begin nie goed en eindig sleg nie. Hy is volkome getrou. Hy word nie 'n stryk vir sy volk nie. Hy is en hy bly die weg en die waarheid en die lewe. Hy neem eintlik geen van die eer vir homself op 'n sondige manier nie. Nee, hy verheerlik sy Vader deur sy lewe te gee vir sy skape. En daarom praat Gideon se verhaal vandag nog met ons. Ja, miskien is ons dikwels in ons lewe ook maar soos Gideon in die parskyp, bang, klein, onbelangrik, besig om net te oorleef. Miskien kyk jy ook na jou lewe en vra Here, maar as U daar is, as U my God is, waarom lyk die dinge so? Miskien weet jy daar is ook afgode wat afgebreek moet word, dinge wat op ons vertrou in plaas van die Here, dinge wat ons in sy plek sit. Die goeie nuus is dat ek en jy binne in onsself eintlik nie sterk genoeg is nie. Die goeie nuus is beter. Die Here is met sy kinders en hy red deur sy swakheid en hy gebruik bang, gewone, gebroke mense soos ek en jy. En dat hy geduldig is met klein geloof en dat hy self ons afgode kan breek en hy gee oorwinning op so 'n manier dat die eer altyd aan hom behoort.
Maar die beste nuus is nie die nuus wat God vir ons deur Gideon gee nie. Die beste nuus is dat hy homself vir ons gee. In Christus hoor God ons diepste noodsroep. In Christus red hy ons van ons grootste vyand. In Christus nie net 40 jaar nie, maar ewige rus. En daarom kan ons eintlik saam met Paulus sê, wie roem, moet in die Here roem. Ja, so Gideon, om saam te vat, leer ons, God red nie omdat ons sterk is nie. God red omdat hy genadig is. En in Jesus Christus sien ons daardie genade volmaak en finaal. Amen. Kom ons bid. Dankie o Here dat U so groot is en dat U grootheid baie groter is as ons as mense se swakheid. En dat ons daarom nooit by ons eie swakheid toe vasstaak nie, maar reg net verby dit kan kyk en vir Christus kan sien aan die regterhand en dat ons in hom en deur hom U kinders is. Dat hy deur sy gees ook in ons werk op 'n baie besondere manier en dat ons daarom gehoorsaam ook U kan volg. U weet wat is soms omstandighede, U weet wat is die vrae wat ons elkeen vra. En daarom ons gebed o Here dat U Uself op 'n besondere manier ook deur U woord aan ons elkeen mag openbaar. Dat ons ook op die einde van die dag kan sê, hier is ek Here, stuur my. Amen. Baie dankie dat jy saam gekuier het. Ek hoop jy het 'n pragtige week en 'n wonderlike aand verder. Groetnis.